Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 9 Desember. Spooke van die verlede. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons dank U en ons loof U vir hierdie studie wat ons vandag mag studeer. Liewe Heer, laat U lig hierdeur skyn, sowel as deur ons harte. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees weer Josua 22 verse 13 tot 15, maar die keer in die hand van Numeri 25. Waarom kies die Israeliete vir Pinias om die afvaardiging na die 2,5 stamme te lei? Ons lees Josua 22 vers 13 tot 15. En die kinders van Israel het Pinias, die seun van Eliezer die priester, na die kinders van Reuben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse na die land Gilead gestuur en 10 owerstes saam met hom vir elke familie van al die stamme van Israel 1 owerste, en hulle was elkeen 'n familiehoof van die stamme van Israel. Toe hulle by die kinders van Reuben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse aan die land Gilead kom, het hulle met hulle gespreek. Ons lees dan nou Numeri 25. Toe Israel in Sittim gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. Die het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor en die toorn van die Here het teen Israel ontvlam. Toe sê die Here vir Moses: Neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son vir die Here, sodat die toorngloed van die Here van Israel afgewend kan word. Daarop het Moses aan die rigters van Israel gesê: Slaan elkeen sy manne dood wat hulle aan Baal Peor gekoppel het. En daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms. Toe Pinias, die seun van Eliezer, die seun van die priester Aaron dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem en agter die Israelitiese man aangegaan in die tent en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou, in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgebou, en die wat deur die plaag gesterf het, was 24,000. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê: Pinias, die seun van Eliezer, die seun van die priester Aaron, het my grimmigheid van die kinders van Israel afgewend, deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat ek die kinders van Israel in my ywer nie verteer het nie. Daarom spreek: Kyk, ek sluit met hom my vredeverbond, en dit sal vir hom en sy nageslag na hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geywer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het. In die naam van die Israelitiese man wat verslaan is, wat saam met die Midianitiese vrou verslaan is, was Simri, die seun van Salu, owerste van 'n familie van Simeonite. En die naam van die Midianitiese vrou wat verslaan was, is Cosbi, die dogter van Sur. Hy was stamhoof van die familie Midian. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Behandel die Midianite as vyand en verslaan hulle, want hulle het julle as vyand behandel deur hulle liste wat hulle teen julle bedink het in die saak van Peor en in die saak van Cosbi, die dogter van die vors van Midian, hulle landgenoot, wat op die dag van die plaag weens Peor verslaan is. Numeri 25. Mense kon maklik die gerugte begin glo het. Dit was 'n situasie wat potensieel as 'n onafhanklikheidsverklaring vertolk kon word.
Gevolglik stuur die sogenaamde kinders van Israel, soos die 9,5 stamme tweemaal in verse 12 tot 14 genoem word, 'n afvaardiging na die stamme van die ooste kant om te hoor wat die doel en die betekenis van die altaar is. Die afvaardiging word gelei deur Pinias, die hoëpriester Eleaser se seun, wat hom na sy dood sou opvolg, soos gelees in Josua 24 vers 33. Pinias het reeds 'n mate van aansien verwerf as die priester wat die volk se losbandigheid by Baal-Peor stopgesit het, soos gelees in Numeri 25. Numeri 25 vers 7 en 8 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees: Toe Pinias, die seun van Eleaser, seun van die priester Aaron, sien wat die man doen, het hy uit die gemeente opgestaan, 'n spies gevat en na die man na die vroue tent toe gevolg. Daar het hy die spies deur albei gesteek, deur die man tot in die onderlyf van die vrou. Daarmee het die ramp onder die Israeliete tot 'n einde gekom. Numeri 25 vers 7 en 8. So Pinias het duidelik 'n mate van invloed gehad. Die ander afvaardiges was verteenwoordigers uit die 9,5 stamme wat wes van die Jordaan gewoon het. Elkeen was die leier van 'n gesinsgroep binne in 'n familiegroep of 'n clan. Let op 'n direkte vertaling van die Hebreëse sinsnede Ros Bet Abotam Hema Laalpe. 'n hoof of van die huis of van die vaders of vanuit die duisende. Die aanklag is ontheiliging en rebellie en word met die amptelike profetiese formule so spreek ingelei. Hier is dit egter nie die Here wat praat nie, maar die hele vergadering van die Here, soos gelees in Josua 22 vers 16. Hulle kla die volk van troubreek, afvalligheid en rebellie aan. Die term troubreek in Afrikaans 2020 vertaling of daad van ontrou in die Nuwe Afrikaanse Bybel is dieselfde Hebreëse woord waarmee Achan se sonde beskryf was in Josua 7 vers 1 en verskyn etlike kere in die eerste 5 boeke van Moses. Lees gerus Levitikus 5 vers 15, Levitikus 6 vers 2, Numeri 5 vers 6 en 12. Die verwysings na Achan en Baal-Peor dui op dinge wat al voorheen gebeur het, onderskeidelik troubreek en opstand, en is waarskuwings wat derhalwe nie verontagsaam moes word nie. Dit gee ook die 9,5 stamme se vrees te kenne, naamlik dat die oprig van die ongemagtigde altaar tot afvalligheid, afgodery en onsedelikheid sou lei, wat op die beurt van die Here sou vertoon, sodat hy sy oordeele oor die volk sou bring. Almal van ons het al negatiewe dinge in die verlede ervaar. Dit vorm die wyse waarop ons soortgelyke probleme in die toekoms hanteer. Hoe help die Here se genade 'n mens om te verhoed dat die tragedies van die verlede nie sal bepaal hoe jy jou medemens in die hede behandel nie?